Goeiedag, dit is die groot lydensweek en tydens hierdie groot lydensweek is ek besig met wat ek noem my mymeringe of my nadenke in die groot lydensweek. En vandag, die geleentheid waartoe ek jou innooi, gaan oor gebed. En nou sal jy sommer dadelik weet, dat as ek praat oor gebed en dit gaan oor die lyding van Jesus, dat ek sou praat oor Jesus se gebed in Getsemane, waar jy onder andere van kan lees in Markus 14 van vers 32 tot vers 42. Maar ek dink as ons by Jesus se gebed wil uitkom, is dit miskien goed dat ons vir 'n oomblik sommer net 'n vraag vra, 'n bietjie introspeksie doen in terme van ons eie gebedslewe. Wat is die kenmerke van ons gebedslewe? Vat ons gebedslewe ons iewers heen, want uiteindelik sê ons mos maar dat gebed sake verander. En as dit gaan oor Jesus se gebed daar, dan gaan dit inderdaad oor die feit dat hierdie gebed ook sake verander. Al verander dit nie die lot van Jesus nie, dan verander dit inderdaad sake. Maar wat ons self betref, is ons gebede lysies wat ons het, soos inkopieslysies wat ons doen. Natuurlik mag ons vir die Vader vra wat ons nodig het, maar word dit dalk partykeer net 'n inkopieslys? Is ons gebedslewe so dat ons eintlik maar net so half toevallig met die Here praat, wanneer ons dalk in een of ander vorm van nood is, of wanneer ek binne my kombuis is, of wanneer ek 'n skietgebedjie op 'n ander plek sou kon opsê? Bevat my gebed regtig soms afsondering, werklike afsondering, een kan wees saam met die Vader in die naam van Jesus, gelei ook deur die Heilige Gees? Is my gebed van so 'n aard dat ek weet dat die Heilige Gees ook vir my in my gebed wil lei, soos wat Romeine 8 ook sê, as ons nie weet wat om te bid nie, dan tree die Gees vir ons in met versigtinge wat nie met die woorde van mense gesê kan word nie. Is ons gebede altyd net 'n privaat aangeleentheid? Of is dit ook vir ons belangrik om die ervaring wat ons het met ander te deel en ook vir hulle te sê, ek gaan hieroor bid, wil jy nie asseblief ook by wyse van spreuke my hande vir my vashou wanneer ek besig is om te bid nie? Bid ons soms so terloops, of is daar iets waar van dit wat Paulus ook in 1 Tessalonisense 5 sê, dat ons sonder ophou moet bid, dat ons gedurig deur moet bid? En bid ons dalk baie keer dat die Here se wil regtig in ons lewe moet geskied? En hoe bang is ons baie keer dat die wil van die Here regtig in ons lewe gebeur, geskied? Hoe bang is ons as ons soms sou los om sy wil binne in ons lewe te laat gebeur, want ons weet wat ons mos self uiteindelik wil hê? Die ander vraag is ons gebede maar net 'n praat, of is dit uiteindelik ook 'n tweegesprek waarin ek met God praat, en terwyl ek met God praat in die gebed, is ek ook besig om geloofsonderskeidend te luister, om ook te hoor wat die Here besig is om vir my te sê, en iets vanuit die beelde vanuit die woord uit en van die nabyheid van die Here ook, iets van my antwoord en die gesprek van die Here se kant af ook in my lewe beleef, dat dit werklik die intensiteit het en die gevoel het daarvan, dat dit werklik waar persoonlik is, dat dit werklik waar 'n kontakgesprek is. Wat met Jesus gebeur is dat Jesus bang is, dat hy baie bang is, en die feit dat hy baie bang is iets wat hy ook uitspreek. Hier staan geskrywe in vers 32, toe kom hulle by 'n plek met die naam Getsemane, en Jesus sê vir sy disippels, sit hier, terwyl ek daar gaan bid. Daarna neem hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom. Hy het ontsteld en beangs geword, en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak. Jesus se gevoel, sy ervaring, sy vrees, in sy mens wees, sy God mens wees,
is 'n werklikheid waarmee hy ook na die Vader toe gaan. Sy diepste vrese wat hy in daardie oomblik het. Wat 'n mens sou vra, is Jesus bang dan vir die dood? Gaan nie daaroor of Jesus bang was vir die dood nie. Gaan daar oor die feit van waaroor Jesus sterwe en dat Jesus die sonde van die wêreld op hom neem. En dat Jesus staan voor hierdie oomblik waarin hy iets van hierdie Godverlatenheid ook gaan beleef, waarin hy gaan uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Dat hy iets, omdat hy die las van die wêreldse sonde uiteindelik ook op hom gedra het. Die foute wat ek en jy maak, alles ook op hom geneem het. En dat hy met hierdie gewig letterlik onder die oordeel van God staan, wanneer hy ook aan die kruis sou hang. En dat hy daarom ook benoud en angs sou wees, is hier nie dalk uiteindelik 'n ander manier nie. En hy het 'n entjie daarvandaan op die grond gaan kniel en gebid dat, as dit moontlik is, die uur van lyding nie vir hom sou aanbreek nie. Maar voor dit, dat hy eintlik vir die disippels sê, bly hier en waak saam met my. Dat hy iets van die angs wat hy het, die benoudheid, uiteindelik ook met hulle deel. Waak saam met my, bly saam met my wakker, binne in hierdie moeilike omstandighede, waar binne ek ook is, waar hy staan voor sy uur van lyding. En wat bid hy? Hy praat met sy Vader. Vader, Abba Vader, alles is vir U moontlik. Soos wat ek en jy ook altyd sou sê, neem hierdie lydensbeker van my al weg. Neem hierdie lydensbeker van my al weg. Maar dan sê hy, met ander woorde dat hy sy behoefte kan uitspreek, sy behoefte wat hy het, in die vrees wat hy het, in die angs wat hy het, in die benoudheid wat hy het, wat hy in daardie oomblik belewe, oor dit wat hom uiteindelik voor die deur staan. Maar dan ook dit wat hy vir die mense sê, om te bid, laat U wil geskied. Dat hy homself daarin oorgee om te sê, moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat U wil. Dit wat vir U belangrik is. En Jesus het verstaan waarom hy op die aarde is. En het uiteindelik dit volkome volbring. En daarom dat hy ook kan verstaan en dat hy weet waaroor dit gaan. Maar dan nog 'n keer gaan. As hy by sy disippels gekom het en sien dat hulle slaap, dat hy weer teruggegaan het en weer gaan bid. As hy vir hulle sê, julle moet waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. En dan het hy weer gaan bid. In dieselfde gebed as voorheen uitgespreek. Met ander woorde dat hy by herhaling dieselfde gebed kan bid. En is dit nie ook dit wat ons kan doen nie? Is om uiteindelik ook na ons Vader toe te gaan, baie keer met herhaling, weer en weer uiteindelik oor die saak wat vir ons belangrik is, dit waaroor ons benoud is, dit wat vir ons omkrap, dit wat ons kan seermaak, dat ons daarmee ook sou gaan, na hom toe sou gaan. En dan staan hier in vers 41, toe die derde keer terugkom, sê hy vir hulle, slaap en rus julle nou nog. Dis genoeg, die tyd het gekom, die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop, die man wat my verraai, is hier naby. En dan het gebed inderdaad sake verander. Die persoon wat beangs was, die persoon wat vol vrees was, die persoon wat vir 'n oomblik hierdie lydensbeker by hom sou wil laat verbygaan, wat sou sê, as dit die Vader se wil sou wees, om die beker by hom verby te laat gaan, sou hy so bly wees eintlik daaroor, maar dat die Vader se wil moet geskied, en as hy verstaan wat die Vader se wil is, dat hy hom daarin onderwerp, en die oomblik as hy hom daarin onderwerp, dan kry hy die moed, om uiteindelik ook, en hy die beantwoording van sy gebed kry, dan het hy ook die moed, om te waag, in dit wat hom voor die deur staan. En dit is mos uiteindelik ook wat met ons moet gebeur. Wanneer ons gaan bid, dat ons kan vra, dat ons kan versoek,
dat ons kan smeek, dat ons al daardie dinge kan doen, maar dan uiteindelik, wanneer ons die Here toelaat dat sy wil binne in ons lewe geskied, dat ons ook sal kan opstaan en sê, kom ons loop. Kom ons doen dit wat uiteindelik ons voor die deur staan. Want ek weet dat ek dan volkome binne in die wil van die Vader is en dat ek dan ook uiteindelik die vermoë sou hê om dit te doen wat van my verwag word. Ek wil bid dat ons geloofslewens regtig gekenmerk sal wees deur ware gebedslewe, wat nie sommer ooit toevallig sou wees nie, maar wat altyd uiteindelik geloofsonderskeidend, luisterend, gehoorsaam, uiteindelik vir ons iewers terheen sou lei, dat ons bemagtig sal uitleef dit wat God van ons vra, en dat ons dierendheid bewus sal wees wanneer ek bid, dat ek nie alleen is nie, maar dat die Gees van die Here ook by my is, en dat ek ook, as ek luister, hoor wat die Here uiteindelik ook aan my bekend wil maak. Mag die Here jou seën met 'n gesonde, positiewe gebedslewe. Here, dankie dat ons voor U kan buig. Dankie dat U ons ook wil lei in ons gebed. Dankie dat U Uself hoorbaar in ons wil maak. In Jesus naam. Amen. Jy moet mooi bly. Groetnis.